ek net vinnig dit sê en ons gaan hierna toe terugkom. You need faith when you enter unknown territories. Jy het geloof nodig. Ek wil vir jou sê, jy het 'n geloofsperspektief nodig, verder as die sigbare, en die onmiddellike, en die tydelike, om te bly glo. Wanneer jy plekke gaan betree, waarin jy nog nie voorheen gewandel het nie, then you need a sight beyond the physical, a sight of faith beyond the natural. En ons gaan terugkom na dit toe. Ries het gesê, dinge kan, en dalk is dit ook jou ervaring, dinge kan in 'n oomblik verander. Matteus 24 vers 38, die wêreld is normaal in sy aktiwiteite en bedrywighede, maar onderling is daar iets aan die broei. Mense gaan aan, die Bybel sê in vers 38, Matteus 24, for in those days that were before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Met ander woorde, dit praat van hoe alledaagse bedrywighede normaal aangegaan het. Mense het geëet en gedrink en gekuier en mekaar geniet. Families het troues beplan. Vriende het saam geëet en gesellig verkeer en besighede het floreer. Maar onder hierdie normale routine was daar 'n onderliggende gevaarlike waarheid. Die mense het die waarskuwings van die Here geïgnoreer. Genesis 6 vers 5 spel dit duidelik uit. The wickedness of men was great. Hou in gedagte, mense eet, mense drink, mense trou, besighede floreer. Dit lyk oënskynlik, alles gaan goed en normaal. Maar die boosheid van die mense hart, sê die Here wat dit sien, was groot. Verder sê die skrif, dit wat die mens in sy hart bedink het, was altyd deur net sleg. It was evil, it was wicked. Die Bybel sê spesifiek, his heart was only evil continually. You see, people were active but not aware. Daarom bid ek dat hierdie 'n geestelike ontwaking sal bewerk. 'n Geestelike bewustheid sal bring. People were alive physically. En dit mag hard klink, maar dis die waarheid. They were spiritually dead. Lewend, fisies, maar geestelik dood, verblind. A world that was busy but spiritually blinded. Daar was 'n prediker, daar was 'n regverdige prediker wat gewaarsku het en vertel het. And while they were busy living, Noah was busy obeying. En terwyl die mense net gefokus was op die tydelike, was die Here besig om 'n oordeel voor te berei. Kan ek dit duidelik sê? Die vloed het nie gekom omdat die mense geëet en gedrink het nie, en getrou het nie. Nee, daar's geen fout om te eet of te drink of om te trou nie. Dit was geen sonde nie. Die tragedie was, die mense het geleef asof die woord van die Here nie saak gemaak het nie. En die Here Jesus sê in die laaste dae voor sy wederkoms sal presies dieselfde gebeur. Lewe sal normaal voel. Mense gaan beplan en feeste vier en suksesvol wees. But normal life without repentance is dangerous. 'n Normale lewe sonder 'n waaragtige bekering aan en tot Christus is lewensgevaarlik. En comfort
die eet en drink, dit spreek van gemak. En ons streef, ons werk daarvoor. Ons werk hard om gemaklik te wees. Maar hier is 'n gevaar, hier is 'n waarskuwing vir my en vir elkeen van ons. Comfort can dull the conscience. Dierbaar is, gemak kan my gewete stomp maak. Te gemaklik, dierbaar is, daarom glo ek in iets wat ons nie meer kan vereenselwig en assosieer as die kerk, die moderne kerk, 'n suffering nie. Kan ek dit weer sê? God never promised a flat free life. Dis hoekom die Here vir Noag was bespot. Hy was uitgemaak as crazy. Hy was alleen in hierdie taak. Daarom was Daniël in 'n leeukuil gegooi, sy vriende in 'n vuuroond. Daarom was Jeremia en die profete, hulle was verwerp, hy was in 'n vuil put gegooi, en jy kan die streep reg deur die Bybel trek. Stefanus, 'n geesvervulde, gelowige kind van die Here, was met klippe doodgestenig. Terwille van hulle testimonie en hulle getuienis van Christus Jesus. Lyding in plaas van comfort, because comfort can dull the conscience. En die mense het geëet en gedrink en getrou en alles was in hierdie normale routine. En 'n danger of routine. Daarom dank ek die Here dat jy vanoggend hier is. Dalk was dit net goed om 'n bietjie die routine te breek. Nie dat jy nou van hier tot daar met hardloop nie. Maar dat jy dalk ingestel moet wees, waar wil die Here my hê? Dalk is jy in 'n rat. En dalk wil die Here vir jou in 'n ander rigting inlei. Dalk wil die Here iets vars en nuuts in jou lewe doen. En die gevaar van routine is, routine can silence urgency. Want jy is so gewoond, dis dit en dis net dit, en jou expectancy is eintlik soveel laer as wat jy behoort te wees. Terwyl die Here iets vars en nuuts in jou lewe wil kom deposit. En ek bid dat ons uit die greep van routine sal beweeg in die perfekte wil en die vloei van die Heilige Gees. En ek wil uit hierdie eerste gedagte, that things can change in an instant afsluit. En ek wil vir almal sê, die ark se deur staan waawyd oop. Daar is nog steeds genade vir almal beskikbaar. Maak nie saak wat jy gedoen het, maak nie saak waar jy kom of waar langs jy kom nie. Grace is still available, but the question remains. En nou die mense het normaal gelewe. Are you just living normally? Or are you living ready? Leef jy maar net 'n doodgewone en 'n normale lewe elke dag? Jy gaan werk toe, jy verdien, jy sorg vir jou gesin, jy spandeer familietyd, dis great, dis nodig. But the most important thing is to be ready, to be reconciled with God through Christ Jesus. Met 'n wederkomsverwagting te lewe. In die môre, die middag of die aand, enige dag. Kan die waters val. Because anything can happen at any given moment. Kan ek vir jou in liefde vra? Moenie wag totdat te laat jou realiteit word nie. Reageer terwyl hierdie deur tot sy genade oopstaan. Nou wat ek verneem, baie mense teen die rivier, ek weet, hier kom die rivier kom af, maar ek seker nie besef, dit is so ernstig nie. En as diegene wat ons ken, wat geslaap het, letterlik fisies geslaap het, dit is verkeerd om te slaap, ons moet slaap. Maar ons moet, voordat ons slaap, die voorbereidings tref. Toe hulle wakker word, toes die plekke oorstroom. En masjinerie is onder water, en
en groot skade. Huise en besittings onder water. Because they were caught unaware. Enige iets kan enige tyd gebeur. Tweedens, die tweede punt, God is in control. Nie ek nie, niemand behalwe die Here. As jy na die instruksies wat Noag gekry het, kyk, om die ark te bou, baie gedetailleerd. Dis die dimensies, dis hoe groot dit moet wees, dis waar jy die deur moet sit, dis waar die opening moet wees, dis hoeveel vlakke die ark moet hê, dis waar watter diere moet wees en die materiaal, gofferhout en moet pik bespreek, hy kry spesifieke detail, maar hy kry nie 'n stuurwiel in die ark nie. Dit is een van die mees overlooked truths rondom hierdie gebeurtenis. Die Here sê vir hom wat hy moet doen, die Here sê ook vir hom watter diere en hoeveel van elke diersoort in die ark moet wees. Die Here het selfs vir hom gesê, wanneer moet hy ingaan in die ark? But God never gave Noah control over where he would land. Hierdie gedagte is, die Here en nie ek of jy is in beheer nie. Noah het 'n critical rol in die bou van die ark gekry, but he had limits. Hy kon nie die waters beveel nie. Hy kon nie die koers of die rigting van die boot of die skip of die ark bepaal nie. He could not secure the outcome in his own power. Daar was nie 'n stuur of 'n roer of 'n navigation system in die ark nie. Al wat Noag in sy hart gehad het, was gehoorsaamheid aan die Here en vertroue in die Here. Obedience. En ek wil vir jou sê, kind van die Here, gehoorsaamheid aan die Here, dit maak saak, dis belangrik. Maar ten spyte van hoe gehoorsaam ek en jy aan die Here ook al mag wees, sy instruksies, sy verordeninge, sy gebooie, the ultimate control still belongs to God. En daar in Genesis 6 en regdeur tot Genesis 8 kan jy hierdie verhaal gaan lees. En dit wys iets baie kragtig. Noag was verantwoordelik om die ark te bou. But God was responsible for the directing of the ark upon the flood and the waters. En dierbares, dis dalk die plek waar ek en jy as kind van die Here soms dit moeilik vind. Want jy sien die Here gee beloftes in hierdie woord. Hier is honderde, duisende beloftes in die woord. En ek en jy vat dit, ons is lief vir dit, ons staan op sy beloftes. En as kinders van die Here wat die Here wil behaag, dan ons volg sy instruksies, ons doen wat die Here vir ons sê, ons ag dit belangrik. Maar net soos ons die beloftes vat en die instruksies volg, blessings manne, ons sal nooit die outcome self kan bepaal nie. Ons bepaal nie die tydlyn, hoe lank dit duur, waarvoor ons die Here vertrou, dit moet gebeur nie. Dit is in die hande en onder die beheer van die Here, die location, ek praat van die eindbestemming, dit waarvoor jy die Here vertrou, Here, ek wil daar wees, dis wat ek U voor vertrou, vir my gesin en my familie. Maar die Here is die een wat die plek waarin hy ons vat, bepaal, hoe lang dit duur om daar te kom, en die Here is die een wat die proses vir ons uitsit, waardeur ons gaan, om uiteindelik te kom, waar die Here ons wil hê. En onbewustelik dalk, wil ons in die ark, waarin die Here ons beveel het om te gaan, 'n stuurwiel plaas. Here, ons moet in hierdie rigting, so asof ons beter weet. Jy sien, mag ons nooit 'n stuurwiel plaas op 'n plek waar die Here ons eintlik beveel het om net te dryf.
Te dryf op die genade en te dryf met die wind en die rigting van die Here, want 'n ark is nie 'n boot wat gemaak is vir spoed nie. En ons is mos haastig, Here, doen dit en doen dit nou. Hierdie boot was gemaak vir oorlewing, vir preservation, vir bewaring. En die Here is daarin. Dis wat vir die Here belangrik is. Jou beskerming en jou bewaring. En die ark was gebou vir 'n purpose, ver bokant die begrip van Noag. Dierbaar is, Noag het nie geweet waar die boot gaan loop land nie. Al wat hy geweet het, die Here het my gesê, ek moet hierdie boot bou. It was a vessel of divine preservation. Built by Noah, but steered by God. Kinders van die Here, kan ek en jy by die plek kom waar ek sê, Here, nie net verklaar ek, U is in beheer, maar ek vertrou ook die beheer wat U gaan uitoefen. Ek vertrou die gang, Here, waarin my lewe stuur. In die hand, in die wil, onder die beskerming. Here, in U teenwoordigheid, wat Ries vanoggend genoem het, is critical. Dat jy in die presence van die Here sal lewe. Dat jy in sy, en as jy dalk, ek het dit laasweek genoem, as jy dalk wonder, wat is God se wil? Jy sal sy wil in sy weë vind. Walk in His ways, and you will discover His will. Dis waar hy homself, sy hart en sy gedagtes aan jou persoonlik gaan openbaar. Kan ek vir jou vandag sê, kind van die Here is nie net hoog en verhewe nie, en soewerein nie, hy is die God wat homself aan jou persoonlik wil openbaar. Hy sak laag. He is in touch with the feelings of our infirmities. En net soos ons om die beheer gee, kom ons vertrou die beheer wat hy uitoefen. En dan net laastens die laaste gedagte, die unprecedented, die ongekende. En ek wil vir jou sê, daarvoor het ek en jy geloof nodig. Dis wat Noag geopenbaar het. Ek lees Hebreërs 11 vers 7. Noah moved, die Here gee hom 'n opdrag. He moved with godly fear and built something that had never existed before. That's the unknown. That's the unprecedented. He built something that never existed before. Why? Die antwoord is in hierdie skrif. Because he trusted a God he could not physically see. Hy bou 'n ark wat nog nooit was nie. Want hy het op 'n God vertrou wat hy nie kon sien nie. Jy sien, dalk is jy soos ek wat soms frustreerd word. Omdat jy in 'n seisoen is wat jy nie kan beheer of bepaal nie. En jy maar kom ek, as ek dit sê, dan praat ek dit uit ondervinding. Baie keer as ek terugkyk, sien ek het voor deure wat die Here toegehou het, gestaan om hulle oop te forceer. Omdat ek gedink het, dis die beste. Maar God het van beter geweet. Baie keer wou ek die outcome control of beheer of bepaal. Soveel kere wou ek dinge verhaas en bespoedig. But I needed the process more than I need the outcome. En dierbaar is mos nou ons daai. In plaas van op die Here te vertrou, wil ek die stuurwiel gryp. Wil ek die rigting self bepaal, in my hande neem. En baie keer wil ons self inforceer, dierbaar is, in plekke wat die Here jou nooit assign het om in te wees of te beweeg nie. Jong mens, dalk probeer jy 'n verhouding forceer wat nie God se bestemming of beplanning vir jou is nie. Ons probeer soms om geleenthede te manufacture wat die Here nie geauthorize het nie.
En dierbares, ek weet, dis ongemaklik om nou net te float. En nie te weet wanneer, waar en waarheen nie. Kan ek vir jou sê, floating is not punishment. It's positioning. Jy is besig, as jy oorgee en ten volle vertrou, jy's gehoorsaam, nou gee jy oor. Die Here is besig om jou op te set vir sy purpose, vir sy plan, vir sy plek. Die Here is besig, jy float dalk en jy dink maar, ek gaan nêrens sien, niks gebeur nie. Die Here is besig om jou te posisioneer vir sy glorie en vir sy verheerliking. And the water that looked like destruction. En waters met sy mag en die massas vernietig, ja. But for the ark, it was everything but destruction. It was transportation to the place, into God's purpose. And the flood that looked like chaos was actually relocation. Soms vat die Here die stuurwiel uit ons hand uit, dierbares, omdat die vlees my na plekke sal vat, waar die destiny wat ek daar gaan bereik, nie gaan survive nie. Daarom sê Spreuke 3 vers 5, trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Ja, ons het ervaring. Ons het al lewenslesse geleer. Ons weet al iets van die lewe. Maar is nog steeds die beste. Amen. Om ten volle op die Here te vertrou, met jou hele hart. En nie op ons eie insig te steun nie. Toe die reën val, het Noag nie gepaniek nie. Hy het dit eintlik verwag. Dit sal kom. Hy was voorbereid. Hy het die voorbereidings getref. Toe die storm woed en die boot dryf onskynlik na nêrens, het hy nie sy planne hier in die midde van die storm verander nie. He just let go and let God. Hy het binne in die ark gebly, waar die Here hom beveel het om te bly, wat hy in die Here gebou het. Ek wil jou roep om toegewyd te bly. And eventually the same waters that lifted him, carried him to the promise. So as jy nou in 'n floating, ek noem dit nou 'n floating seisoen is, moenie paniek nie. Moenie eie planne maak nie. Moenie beheer wil vat nie. Moenie beheer wil oorneem nie. Moenie dit wat die Here vir jou gesê het om te doen verlaat nie. Moenie daarvan weg beweeg nie. Wat? As die Here aan stuur is, dan het jy en ek nie die stuurwiel nodig nie. Al wat ek en jy nodig het om te doen is gehoorsaam. Obedience. Want sometimes the greatest faith is not knowing where you are going, but trusting the one who does. Grootste geloof. Soms, ek weet nie Here wanneer of waar, maar ek vertrou U wat weet waarheen en waar. Kom ek conclude hierdie laaste punt en dan wil ek iets vir jou gee wat ek bid jou comfort sal gee. Kom ek herhaal net weer hy 7de vers van Hebreërs 11. But Noah, when warned about the things not yet seen, in holy fear, hierdie unprecedented things, en dit was ek en jy weet nie wat wag. In holy fear, built an ark to save his family. Ek wil dit weer sê, vir jou. Dit gaan nie net oor jou nie, jou stand en jou besluit. Dit gaan oor jou familie. Die Here soek 'n skakel tot wie hy deur 'n familie kan bereik.
Kom ek encourage jou net. Soms kan die Here jou opdrag gee om te bou, wat niemand anders verstaan. Waar is jy besig? Watter rigting slaan jy nou in? Wat doen jy? Soms roep die Here jou om voor te berei, wat niemand anders raak sien nie. Soms roep die Here vir jou en my om te glo in iets waaraan niemand anders glo nie. En jy baris, soos dit was in die tye van Noag sal dit wees. Die wêreld mag nou lag, maar wanneer die reën gaan val, sal die wêreld verstaan. Kom ek sê vir jou net 3 dinge en ek sluit af met 'n woord van comfort. As die Here jou 'n visie gegee het, hou aan om te bou. Hardloop, hou dit voor oë. As die Here jou 'n assignment gegee het, 'n opdrag, hou aan om gehoorsaam te wees. En as die Here jou 'n belofte gegee het, hou aan om op God te vertrou. So ek wil afsluit. Hou aan bou. Hou aan om gehoorsaam te wees. En hou aan om op die Here te vertrou.